jaloers oor julle met 'n goddelike jaloersheid. Want ek het julle aan een man verbind, om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus.
wat soos my lot so hard is. Waar is 'n mens wat soos my smart? Met smart wat soos my smart is. Waar is 'n nag wat soos my nag so swart is? Ek het 'n vrou. Swart was haar klere, maar haar gelaat was enkel vrede. Ek vra haar so die Here vraag gevra het, vrou, van waar en waar na toe? Sy sê, my man die was 'n trekker. Hy's dood ver in die wildernisse. Geen mans was daar wat eers doodskus vir hom kon maak nie. Maar ek het vroeër die timmervak geleer. Uit tafel se kaste het ek sy kus gemaak. En daar binnekant het ek die woorde met duidelike letters uitgesny. Tot die dag ons weer verenig. 'n werker het sy graf gegrawe en net ons twee weet waar hy lê. Weet u, meneer, wat dood is? Dat die wat met ons een was, dood is, stil dood, styf dood, koud dood. En dan die deksel op sy aangesig met my eie hande toegespyker. Hier is ons seentjie, al wat oor is. Vir my soek ek nou hier 'n werkie, en vir ons twee 'n stukkie brood. waar is 'n lot wat so hard is? Waar is 'n mens met smart wat soos haar smart is? Waar is 'n nag wat soos haar nag so swart is? Sy wys op die kruis van Jesus en sê, Nee, ek was verlate, maar nie soos hy van God verlate. Ek was benoud, ja, tot die dood, maar nie soos hy, tot in die hel toe. Die hemel bo was altyd oop, die hel was altyd onder toe. So was dit vir my om Jesus wille. waar is die lot? Wat soos sy lot so hard is, waar is 'n mens met smart wat soos sy smart is, en waar is sy nag wat soos sy nag so swart is? Kyk, die Here sal kom as 'n sterker en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom en sy beloning is voor sy aangesig. Hy sal sy kudde laat wys soos 'n herder. Hy sal sy lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra en die lammeroeie sal hy saggies lei.
Daar was 'n stilte nie op 'n saal, waar hy met 'n sterk, vrede hand omdraai en sê, die man wat my vandag verraai, sy saam met my aan hierdie avondmaal. In twyfel het hy daardie woord herhaal en besluit dat hom voor die van 'n kraai, soos blare van 'n boom, van hom sou waai. Maar een was doodsbleek teen die lange straal. Toe het hy die brood geneem en God gedank. Het vir die hand gebreek en dit geseën. Die beker het hy boordevol gegooi, met wyn wat daarvoor was en ongerooi, maar hoog gehou. Was in geen hand voorheen ooit wyn so rooi, ooit aardse brood so blank. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. En hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie.
met rooi gewonde voete en die pyn van dorings wat sy hoof in spot omsluit, het hy, gelaaf met mirre en bitterwyn, teen Golgotha sy droewe gang gestuit. Soldate het sy klere uitgetrek en luid getwis oor kleed en lendedoek. Sy naakte liggaam het hom oopgevlek, oor stam en balk, en dit met smaad vervloek. Die brede spykers word deur vlees en been met felle slae ingejaag. Sy hande verstrak in laaste goddelike seën, het hy wyd uitgebrei oor alle lande. Die vroue roep in duisternis en treur. Die aarde beef, die tempelvoorhang skeur. Ons
duisternis, alleen, in diep gelatenheid, soos in die sand 'n suiwer saad wat wag op son en reën, het al sy sterflikheid stil weggebrand. Die swaar en trae slakke van die vlees, sy onderrigs, vrees, verwarring en waan, dat hy, een met die Vader en die Gees, verheerlik in die lig weer op kan staan. Die wagte kon in daardie gloed nie kyk. Die steen is afgewentel soos 'n wind, wat uit 4 hemelstreke op die aarde stryk, dat dit vergrysel is tot stof en grind. En soos hy diepe duisternis 'n vlam, staan hoog en rank en swetteloos die lam. Oh
Goed, in my tyd om te praat oor hierdie. Eerstens baie dankie vir julle almal wat julle gekom het. Voor ons nou na die laaste item toe beweeg, wil ek net 'n paar bedankings doen. 'n Paar mense wat sonder wie hierdie nie moontlik sou wees nie. En die eerste persoon vir wie ek wil dankie sê is ons koralis, Susan Steenson. Sy is ook my klavieronderwyser en ek is baie bly dat sy kan wees eintlik bekend as 'n pianis. Sy het al baie sangers begelei en ja, sy het baie bly dat sy kan wees. Dit is baie lekker dat sy is. Ja, en we gaan nou op ons blomme en ek vir jou kom. As jy net nie veel van haar dan. Ja. Wat is Aline? Goed, Goed, en die volgende persoon vir wie ek baie dankie wil sê is vir ek wil begin met ons voorleser. Ek wil begin by Hannetjie Verwoerd. Sy is 'n taal- en spraakterapeut wat sy eintlik doen en ons baie bly dat sy kan wees baie dankie. Ja, dit is baie mooi. En dan volgende wil ek baie dankie sê vir Hannes Verweer, wat ook hier so is. Nou, ek sal nou nie alles weet nie, maar buiten vir die voorlesings wat ek vandag hier gedoen het, ek baie keer die program met hom gaan bespreek. Ek vir hom toe gaan en sê, hoorie, dink jy ons kan hierdie ding in die program insluit? Ek kan daar en dink jy hierdie stuk gaan pas. Ek is nou nie seker nie. Ek het baie diep teologiese gesprekke met hom gehad, hy is net aan sy leesters, die Wycliffe wat ek aan weet. En ja, dat hy ook die voorlesings vir ons gedoen in die opening, so ek is baie bly dat hy is, baie dankie aan ons. En dan die volgende persoon vir wie ek wil dankie sê is my pa, wat die ander drie voorlesings gedoen het. Maar hy is ook nie net my, ek dink ook nie ek wil regtig net vir hom dankie sê, ek wil eintlik baie dankie sê vir my ma oor saam met dit, alhoewel hy nou die pakkie gaan kry. Ek dink baie keer met my ouers. Ja, my ma sing in die koor saam met ons. So ek dink baie keer as ek weet nie wat my ouers altyd dink van my idees nie. Ek sal 'n snaakse bevliegings kry dat ek in die koor begin en ons gaan net psalm sing, dit gaan wonderlik wees en dan kyk my ouers my man net so aan, ek weet nie mooi wat hulle dink nie en as ek weer sien dan help hulle en hulle sing saam en hulle doen die voorlesings, hulle help voorberei. So ek is baie bly dat hulle hier is en ja, baie dankie. Ons gaan nog graag. En dan laastens, maar ook beslis nie die minste nie, wil ek regtig baie dankie sê vir elke koorlid hier agter my. Sonder hulle sou dit ook nie moontlik gewees nie. Wat 'n fantastiese kombinasie van stem het ons hier so bymekaar nie. Ek is eintlik baie bly dat hulle almal van hulle bereik was. Ek dink daar's nie 'n enkele persoon in hierdie koor wat ek dink ek nie daar wil hê nie. Ek is so dankbaar vir elkeen van julle. Baie dankie. Dan gaan ons nou afsluit met Psalm 20 en daarna kan jy verversing saam met ons in die saal. O, mag die Here
Ons het beplan om volgende week die Saterdag se program weer aan te bied by Gereformeerde Kerk Brooklyn. So ek weet reeds al die oordele kores beskikbaar en ek het reeds gehoor ons het 'n plek by Gereformeerde Kerk Brooklyn, so ons het al 'n koor en het 'n plek. Ek sal nog seker maak by die voorlesers en die orgelis, maar ons gaan dit weer aanbied. So as er enige mense is wat nie vandag kon maak en dan kan hulle volgende week ook kom of as hulle weer wil kom, dan gaan ons volgende week weer kom.